begin en kan weet, U gee ons krag. Vader, waar ons by die woord kom en waar ons deur hierdie tyd saam met U loop, maak U vir ons 'n belofte in die woord wat sê, maak nie saak wat nie, maak nie saak waardeur jy gaan nie. U sal daar wees om ons te versterk, om ons op vlerke van arende te laat sweef. U is daar vir ons. Dankie daarvoor, Here Jesus. Amen. Amen. Julle kan maar sit. So, ons is nou besig met ons Paasprogram. En 'n interessante tema waarmee ons begin is Getsemane. Ons gesels oor 'n tyd in Jesus se lewe waar hy geweet het wat op pad is. Waar hy verwag het van sy beste vriende om te verloor. As jy mooi luister, het hy so ver gegaan as toe hulle daar aankom om hulle te sê, bid dat julle nie in versoeking sal kom nie, want dis iets op pad. Kan julle sien dis iets op pad? Here, bid net. En hoe dit ons as mens? Ag man, ek weet nie waarvan ek praat nie. Kyk hoe lekker is dit. Ons het 'n perfekte Paastyd. Ons het lekker al geëet, gekuier. Ons het nou al 'n bietjie wyn gedrink, brood geëet, lam geëet, whatever al ingekry. Wat kan verkeerd? En Jesus sê vir hulle weer, asseblief julle is my backup. Julle is my vriende, my disippels, die mense op wie ek moet vertrou. Asseblief bid dat julle nie in versoeking kom. En Jesus stap weg van hulle af na 'n klip daar, ver in die verte. En hy kyk so terug na sy disippels. En hy dink, as hulle maar net geweet het wat voor lê. As hulle maar net geweet het wat gaan nou gebeur. As hulle nou net geweet het dat die volgende oomblik gaan hulle aanjaag, hulle gaan verkeerde dinge doen, hulle gaan aan die slaap raak, hulle gaan my verraai, my verloon, hulle gaan weghardloop, hulle gaan laat vrees hulle oorrompel. As hulle maar net geweet het wat vir my voor. Daar by 'n klip sak hy af en hy sê, Here, ek is moeg. Here, ek is bang, my Vader. As hierdie beker net van my af kan verbygaan. Ek het nie altyd net gepraat van die beker wat op pad was nie. Ek het gepraat van die beker wat op daai oomblik besig was om van te drink. Met die wete dat die mense vir wie hy so lief is, om in die rug aan steek. En hy daar op sy knieë gesak. En hoeveel keer in ons lewe kom ons nie ook op daai tyd nie? 'n Tyd in ons lewens wat ons sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek is gedaan, ek is klaar, my huwelik is klaar, ek kan nie meer nie, ek wil hier opgee. Here, ek kan nie meer nie. Hoeveel keer doen ons dit nie? Want ons ook so voor God kom. Die wonderwerk van alles is, en dis wat God tot vandag toe nog vir ons doen. God stuur 'n engel. Hy stuur 'n engel, en hy engel sit sy hand op Jesus se skouer. Hy het nie nodig gehad om 'n woord te sê. Want die teenwoordigheid van God was so groot,
dat hy van binne af versterk word, gereed is vir hierdie oorlog wat op pad is. Want dit is nie 'n fisiese oorlog gewees, maar daar is 'n groot geestelike oorlog op pad. Hy gaan daar begin om te veg vir ons siele, elke tree wat hy gee. Elke oomblik sal hy moet veg teen daai ding wat in sy kop vir hom sê, gee dit op, gee dit op, gee dit op. Hy sal moet veg teen daai goed in sy kop wat vir hom sê, man, hulle verdien dit nie. Hulle soek jou buitendien nie, hulle het jou buitendien nie lief nie. Hy sal moet veg teen die duiwel wat die hele tyd hier om hom is. En wag vir hom om hom te gee. En dit is dieselfde wat met ons gebeur vandag. Wanneer jy op daai punt is, nee, wat dit voel, jy kan nie meer nie, dan kom staan die duiwel hier by ons, nee, en hy sê vir ons, ag man, jy is nog nie goed genoeg nie. Jy weet net nie wat jy doen nie. Jy is onnoosel, jy is stupid, jy is lelik, jy is feit, jy is, wat dink jy kan jy buitendien doen? Hy doen nie. Hy sê vir ons, al hierdie goed, hoekom doen hy dit? Want hy probeer ons kry om op te gee, want hy weet as ons gaan deurdruk en ons gaan sterker aan die kant uitkom, gaan ons soos 'n arend sweef op vlerke, en hy gaan niks meer kan doen om ons te keer nie. En Jesus staan daarop, versterk en gereed. En hy kom by sy vriende. Hy het geweet, hulle gaan slaap. Hy kom by sy vriende. Die mense op wie hy moes staat maak. En hulle almal lê in slaap. Was hulle moeg? Ja, hulle was moeg. Hulle het saam met hom geloop by hele tyd. Was hulle geldige rede gehad om te slaap? Ja. Was niks fout daarmee nie, hulle was moeg. Maar Jesus het eintlik daar vir hulle gesê, asseblief, ek weet julle is moeg. Ek is ook moeg, maar asseblief bid saam met my. Want ons is 'n groot ding op pad. Is dit nie ook met ons maklik is om te doen nie? Gaan klim nie eens terug in die bed. Want het is makliker om te slaap as om op te staan. Het is makliker om te slaap as om op te staan. En hier kom een van die grootste goed van alles. Hy sien sy vriend aangeloop kom. Hy sien sy vriend aangeloop kom. Hy sien daai beste vriend van hom. Die een op wie hy vertrou het vir soveel dinge. En weet jy wat, daai vriend kom nader. En hy val hom om die nek. En hy soen hom op die wang. Hy gee hom 'n kus op die wang. Hy soen hom. En Jesus sê vir hom, hoe verraai jy vandag my met 'n soen? En Judas skrik. Hy het vir niemand gesê hoekom gaan hy vir Jesus kus. Maar Jesus het geweet. Petrus spring op en hy gryp 'n mes en hy hardloop na die soldate toe en hy vat die slaaf en hy hy sny die ore af. En die oor val daarso en Jesus sê wag en hy vat die oor en hy sit hom terug. Hierdie is die mense wat hom nou so gaan vat en gaan martel en gaan slaan en gaan op 'n kruis vaslaan. Maar hy vat die oor en hy sit hom terug. En toe hy sy hand wegvat, is die oor reg. Almal wat daar was, het dit gesien gebeur. Elke fariseer, elke sadiseer, elke soldaat, almal wat daar was, elke disipel het gesien, hoe sit Jesus daai oor terug? En nog steeds is hulle gereed gewees om hom te kruisig. Dis baie keer ons vandag. Ons weet wat die Here vir ons doen.
Ons sien dit. Ons sien hoe hy vir ons sy lewe aflê. Ons sien hoeveel keer hy ons vergewe al maak ons fout. Ons sien elke ding wat gebeur. Maar nog steeds. Het dit nie tyd geword dat ons begin opstaan en sê, ek wil nie meer slaap nie. Ek wil nie meer slaap nie. Ek wil opstaan. Ek wil 'n soldaat vir Christus wees. Ek wil gereed wees. Dit het tyd geword vir ons om op te hou langs wees. Op te hou ons eie ek toelaat om oor te neem. En toelaat wat Jesus daar gesê het, God net hy. Nie my wil nie, Heer, maar U wil geskied. Kom ons sluit die bid. Hemelse Vader, nie ons wil nie, maar U wil geskied. In ons lewe, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons huise, by ons werk. Here, daar waar ons is, Vader, as dit plekke is waar ons voel of ons wil moed opgee, ons wil alles net neergooi, ons kan nie meer nie, Here. Hierdie beker is net te veel vir ons, Here. Asseblief, Here, versterk ons. Geef ons die krag wat ons nodig het om deur te druk. Dat ons op arensvlerke kan sweef saam met U. Vader, vat ons. Hou ons vas. En laat ons nooit gaan nie. In Jesus Christus naam. Amen.